Ek wil graag vir jou vra, as jy 'n Bybel het, kom ons blaai saam. Na 1 Petrus 3 vers 8. En soos julle weet is ons besig met 'n harmonie reeks en vandag gaan hy klaarmaak. Ons het begin met die hele ding van wat is harmonie? Hoe lyk dit? Wat is God se idee rondom harmonie en hoe sien hy dit? En ons het bietjie luister, ons het musiek gebruik om net die boodskap oor te dra en verlede week het ons gepraat oor hoe leef ons in harmonie met God? Hoe lyk so 'n lewe? Wat is God se idee daarmee? Hoe kry ons dit reg? En vandag gaan ons bietjie verder en ons gaan praat oor hoe leef ons in harmonie met mekaar? As jy skoene het, maak seker uit staalpunte want ek gaan 10 to 1 vandag lekker op jou tone dans. So my lekker partykeer om na 'n kerk toe te kom en iemand trap op my tone want dit maak jy net weer 'n bietjie wakker. Dat jy net weer uit daai slaap uitkom en sê, okay, goed, daar's iets wat ek nog moet doen. Kom ons lees saam. 1 Petrus 3. Ons gaan net vers 8 lees. Nou ek gaan dit vir julle in die boodskapvertaling lees net omdat hy dit vir my 'n bietjie anders te sê. Maar jy's so welkom om 'n merkie in jou Bybel te maak. Vers 8 sê: Vir julle almal kom dit hierop neer. Moenie dwarstrekkerig wees en elkeen sy eie kop volg nie. Wees sensitief vir mekaar se gevoelens. Soos jy jou eie broer of suster liefhet, moet julle mekaar lief hê. Gee vir mekaar om en moenie te veel van jouself dink ten koste van ander nie. Is dit nie so lekker toontrapper nie? So waar julle vers net vir jou sê, jy moet bykom. Maar wat hy oor praat is liefde. Ons kan nie in harmonie met mekaar leef as daar nie liefde is nie. Ek wil nie vanmôre klink soos een van daardie mooi poppies, het julle hulle al gesien as hulle hierdie beauty pageants hou. Dis net rokke wat uitskop en dan voel vir my elke keer hulle antwoorde is presies dieselfde. Dan vra hulle vir hulle, so wat is jou droom vir die wêreld? Dan staan daai vrou, jy kan sien, die breinselletjies is nie noodwendig altyd 100% baie nie, maar dan al wat hulle antwoord is, world peace. Nee, ons wil ook wêreldvrede hê, ons wil, maar daar's nog goed. Maar ek wil glad nie soos een van daai mense klink vandag nie, maar God se idee vir ons, kinders van die Here, is om in harmonie nie net met hom te leef nie, maar met mekaar ook. En haal jy liefde uit die som uit, kom jy agter dat dit is nie moontlik vir my om in harmonie te leef nie. Kom ons wees eerlik met mekaar. Dink net gou aan jou eie persoonlike lewe. Gaan nou en dan sien jy al die gesigte wat jy normaalweg in 'n dag sien. Is dit vir jou moeilik om saam met hulle partykeer te werk, praat of te leef? Halleluja. So ek is nie die enigste een nie. Ek het nou onlangs verloof geraak. Kom ek sê vir jou, dis moeilik hierdie storie. Dis werk. Ek het nie geweet dis wat dit kos nie. Ek het nie geweet dit gaan van 'n bietjie inspanning vat nie. Maar weet jy wat vir my so lekker? Dis nie altyd sleg nie. Daar's nie altyd net moeilikheid nie, maar die dae wanneer dit goed gaan. Ag, is dit nie lekker nie. Het jy dit al gevoel by jou werk? Party daar is net sleg. Dan kom daar aan jou baas, die mense saam met wie jy werk, almal het suurlemoene geëet die oggend. Niemand wil saam met jou werk nie, niemand is vriendelik nie en dan is dit moeilik. Maar dink net bietjie terug, nie elke dag is so nie. Party daar is dit net daai dag wat jy voel vandag is dit my so lekker om saam met die mense te werk. Vandag was dit my so lekker om saam met hulle te gesels. Maar nou vra ons die vraag vanmôre, hoe leef ons in harmonie met mekaar? Maar voordat ons by die antwoord kom, wil ek dalk net vir jou vra, wil jy met die persoon langs jou in 'n harmonie leef? Ons moet daar begin. Toe ons klein was daar vir ons gepreek, jy moet. Toe op 'n stadium, toe kom ons net so bietjie by in die lewe, en ons besef dat ons moet nie meer nie, ons wil. Ons moet nie aan die warm plaat raak nie, ons wil nie, want ons het besef dat as jy aan hom raak, daar's nagevolge. Daar's 'n groot verskil tussen moet nie en wil. En vanmôre wil ek net eers vir jou vra,
Dis maklik om te sê ek wil in harmonie met mense om my leef. Maar ek wil eers vir jou vra, wil jy? Kan jy vanmôre net vir 'n oomblik stil staan en vir jouself vra, wil ek? Die regte antwoord, ons almal ken die regte antwoord. Maar ons moet eers begin by, wil ek? Maar so baie van ons het al gesê, ja ek wil, maar daar's 'n voorwaarde. Ek sal met ander mense in harmonie leef as hulle by my pas. Dis lekker. Dis lekker as almal doen wat jy sê. Dis vir my lekker om in 'n meeting in te stap en ek moet hom lei en ek gee vir mense werk. Oh man, dis vreeslik lekker. Maar ek deel dit uit en almal moet doen wat ek sê. Maar is vreeslik onlekker as hulle dit met my doen. Maar is dit nie wat dit is nie? Dis maklik om te sê ander mense moet by my pas. Maar is moeiliker om te besef maar jy moet by ander mense oppas. As ons dink aan 'n voorbeeld, is Jesus die ultimate voorbeeld. Want wat hy doen is, hy sê, Jesus het nie gebid dat mense moet net in harmonie met hom, Jesus, lees nie. Maar wel dat mense met hom moet een wees, soos wat hy met die Vader is. Hoor julle agter, daar's meer as 2 mense by mekaar? Jesus nooi nie net mense en sê, wees een soos ek, wees soos ek, nee. Hy sê, wees een met my soos wat ek met die Vader is. Daar praat hy klaar van harmonie. Daar praat hy klaar dat daar's 'n verhouding tussen my en God, Jesus en God, maar daar's 'n verhouding tussen my en julle ook. Dis maklik om partykeer net te fokus op my verhouding met God, maar te vergeet dat ons is deel van 'n familie. Ons is deel van mense om ons. Wat is die wortel van ons eenheid? Waar kom dit vandaan? Wat is die oorsprong? En die eerste ding, en dis wat vir my so lekker is van ons gemeente, ons het ons naam verander, nou ons is Florida Park Familiegemeente, en in daardie naam is dit die wortel van hoe ons in harmonie met mekaar leef. Sodra ons besef dat die mense om ons, langs ons, naby ons, is familie, eerder as net nog 'n persoon. Wees eerlik, kyk na jouself. Dat jy sal baie keer makliker die ekstra myl loop vir 'n familielid as net nog 'n persoon in die straat. Maar sodra ons kom in ons lewens en ons maak daai mind shift dat die mense om ons, die mense wat deel is van ons gemeente, my werksmense, die mense in die straat, die mense wat langs my bly, is nie net nog mense nie. Dis 'n familielid. Kom jy agter hoe begin jou fokus te skuif oor hoe jy hulle sien? Kyk bietjie hoe gaan jou optrede verander as jy mense sien as 'n familielid. Want dit gaan nie oor politiek nie. Gaan nie oor watter party skree jy voor nie. Dit gaan nie oor jou geslag nie. Dit gaan nie oor jou ras nie. Ons is 'n familie. God sien ons as een. Maak nie saak waarvan af jy kom nie, maak nie saak hoe jy lyk nie, maak nie saak wat se kleur jou vel is nie. Ons is almal familie. Ons leef net in 'n wêreld wat daarvan hou om mense in klasse te sit, om mense in rasse op te deel en hierdie mag nie hier by mekaar kom nie en mag nie hier saam leef en whatever. Ons leef in so 'n wêreld, maar dis nie God se prentjie nie. God se prentjie, ons is almal 'n familie. Maar nog iets is ons eenheid is gewortel in Jesus. Dis waar dit begin het. Toe hy aan daai kruis gesterf het, toe het jy deel van 'n familie geword waarvan jy nie deel was nie. Toe raak ons een. Hoe maklik vergeet ons nie hierdie goed nie. Hoe maklik sit ons weet die regte antwoord, maar ons maak dit nie deel van ons lewens nie. Nou kom ons by die lekker toontrap deel. Hoekom is dit so moeilik om in harmonie met mekaar te leef? Hoekom? Eerste een. En dit lees jy, as jy Genesis gaan lees, waar Adam en Eva by mekaar kom, hulle stap na 'n boom toe, sy wil 'n appel eet, hy sê nee, ons mag nie, want ons mag nie van hierdie boom eet nie. Daar kom 'n slang, die slang sê vir haar, dis die eerste deel. Dis Satan se werk, is om hierdie harmonie tussen ons op te mors. Dis sy werk. Want hy weet,
Hy weet vir sy heilige siel dat wanneer Christene bymekaar kom, wanneer kinders van die Here saamkom en in eenheid leef, verrig hulle ongelooflike goed. En hy weet dit. En hy sien toe Adam en Eva, as hulle saam is, dis 'n power couple. Wat hulle doen is great. Maar wat doen hy toe? Kom tussen hulle in. Kyk wat is die gevolge toe. Hulle word verban uit die tuin uit. Hulle verhouding met Jesus, met God, was nooit weer 100% dieselfde. Waak daarteen. Dis wat Satan wil doen in jou lewe. Hy wil jou verhouding met die om jou beïnvloed. Soek hom in jou verhoudings. Kry hom maar uit. Hoor wat gebeur met Jesus in Lukas 11. Staan daar. 'n Groep ander mense sê toe vir Jesus, doen gou vir ons 'n teken. Ons wil heeltemal seker maak dat jy aan God se kant staan, soos jy sê. Hoor wat antwoord Jesus. Maar Jesus het geweet wat hulle dink. Daarom sê hy toe vir hulle, wanneer 'n klomp soldate gedurig onder mekaar aan die beklei is, sal hulle mos nooit 'n oorlog teen 'n ander leer wen nie. Net so sal 'n gesin waarin almal van vroeg tot laat aan die stry is, ook nooit geluk hê nie. Die een of ander tyd sal hulle uitmekaar spat. Nou ja, met Satan is dit nie anders nie. Hoor julle wat hy van praat? Jesus het besef dat dit is so nodig in daai wêreld, in hierdie wêreld waarin ons leef, dat kinders van die Here moet saamwerk, saam staan, want as dit nie gebeur nie, kyk net na die wêreld om jou. Staan net vir 'n oomblik stil en kyk net na die wêreld om jou. Dan sien jy hoe lyk 'n wêreld wat nie saamwerk nie. Lees die koerante. Kyk net na die nuus. Dan sien jy hoe lyk 'n wêreld wat nie saamwerk nie. Dis vir my so special en ek wil mense moet nou mooi dink aan wat gister gebeur het. Gister is Nelson Mandela dag en hulle vra vir jou 67 minute van jou eie tyd om te spandeer. Nou wat vir my baie keer scary is, hulle maak van Mandela vreeslik hoog dat hy amper net so onder Jesus is baie keer. Maar daai man het iets reg gekry. Hy het mense gehelp om met mekaar net bietjie by mekaar te kom. Reg of verkeerd in sy lewe, ek gee nie om nie. Hy het wel dit reg gekry. Is dat mense moet saamwerk. En kyk wat was die invloed van sy lewe. Wat is die invloed van my in jou lewe? Hoe kan ek en jy kom op 'n plek wat ons eerder as om die verskille raak te sien, om foute raak te sien, maar eerder te sê, omdat jy 'n familielid is van my, omdat jy duur gekoop is, deur dieselfde bloed as wat ek is, kan ons saamwerk. Tweede fout wat ons baie keer het, is trots. Met die klasse, hoërklas, middelklas, laerklas, hierdie klasse meng nie met hierdie, en met trots sê ek gaan nie met 'n laerklas mens meng nie. Jesus stap in die strate af. Niemand weet wie hy is. Hy dra nie 'n badge nie. Hy stap in die strate af, hy lyk soos die normale mens. Maar hy het besef dat ek met my trots een kan sit. Ek gaan sterf vir almal van hulle. Ryk, arm, wit, swart, maak nie saak nie. Almal is een. En 'n ander ene wat ons ook mee baie keer sukkel, is hoogmoed. Ekskuus vir die tone, hoor, ek sal nou 'n pleisters uitdeel. Maar hoogmoed is net so groot. Want ons leef in hierdie wêreld. Hoe meer up there jy is, hoe meer sien die wêreld, wat 'n wonderlike mens. Kom ons kry hierdie goed uit ons lewens uit julle. Ons kan nie in harmonie leef as hierdie goed in ons lewens is nie. Ons kan nie, dit is nie moontlik nie. Ons ken nie regte antwoord, ons weet wat dit is, maar kan ons net op 'n plek kom waar ons ophou die regte antwoord sê, maar dit eerder leef. Mag jou lewenstyl getuig. Ek het toe ek in Young Camp was, het ek baie met die kinders gewerk en ek het vir hulle gesê, dis great die Here het vir jou 'n mond gegee. Maar jou mond mislei baie keer mense.
Mense kyk na hoe jy leef, eerder as na wat jy sê. Dis maklik om reg te praat, dis maklik om die regte goed te sê, maar hoe leef jy? Hoe leef jy met die mens langs jou? As ek jou mond moet wegvat, jou ability om te praat, wat gaan getuig? Wat gaan vir ons wys dat jy in harmonie met God leef of in harmonie met mense om jou? Wat? Kyk wat is God se antwoord. In Efesiërs 14 staan daar: Hy het sommige as apostels gegee, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars, om God se mense toe te rus vir hulle dienswerk. Hulle werk is om Christus se liggaam op te bou. Hoor mooi wat sê hy nou. So sal ons uiteindelik almal deur geloof en deurdat ons die seun van God ken, 'n eenheid vorm, 'n volmaakte mens wat aan die standaard van Christus se volmaaktheid voldoen. Ek het verlede naweek was ek by 'n troue en omdat ek nou nie self nog getroud is, ek nog bietjie bang, maar preek ek vir hulle oor die hele konsep van 'n heel mens en 'n halwe mens. Ons loop in Afrikaans rond met hierdie gesegde wat ons vir ander mense sê, dat jy het nou sopas jou ander helfte gevind. Wat sê ons indirek? Jy's half. Maar God het nie niemand half gemaak nie. Gaan lees Genesis, dan sê God het mens in sy beeld gemaak, 'n heel beeld. Twee heel mense by mekaar gaan vir jou 'n heel verhouding gee. Maar twee halwe mense by mekaar gaan vir jou 'n halwe verhouding gee. Nou praat God en hy sê, wanneer mense in harmonie leef, wanneer mense God eerste stel en volmaak net hulle self wees, soos wat hy hulle gemaak het, maak ons een heel liggaam. Maar die wêreld, ons, maak baie keer dat die liggaam van God swaar kry, want ons doen nie ons deel. Kan ons op 'n plek kom? Kan ons op 'n plek kom waar ons sê, Here, help my om 'n heel mens te wees, sodat ek u liggaam kan help. Sodat ek u liggaam kan versterk. Hy gaan verder en hy sê, dan as mense ons met slinksheid en slimstreke op verkeerde paaie wil lei, sal ons nie meer soos klein kindertjies wees. Ons sal nie meer omgewaai of weggewaai word deur die wind van elke ding wat hulle verkondig nie. Hoor mooi wat sê hy nou. Nee, terwyl ons mekaar liefhet, sal ons by die waarheid bly en so in alle opsigte groei om soos Christus te wees. Dit werk so. Christus is die hoof. Onder leiding van die hoof is die liggaam goed aan mekaar gesit. Jy het jou spesifieke doel. Hoor mooi wat hy daar in die begin gesê het. Nie almal is dieselfde. Nie almal se talente is dieselfde. Nie almal se gawes is dieselfde nie. Maar ons werk is om te ontdek, Here, wat het u vir my gegee? Hoe kan ek dit wat ek gekry het gebruik vir u? Elke liggaamsdeel vervul sy bestemde funksie en so deur liefde te bewys, bou die liggaam homself op. Gemeente, ek staan vanmôre voor jou. Wys nie vingers nie, ek draai die vingers na my toe. Mag ons iets van God se liefde deel van ons lewens maak, sodat ek en jy in harmonie met mense om ons kan leef. As ons wil hê hierdie kerk, ons gemeente, ons familie moet sterker raak, moet ons 'n fokus skuif maak en sê ek gaan mense om my sien as familie en ek gaan Jesus vir hulle wees. Ek het in hierdie week het ek so gehuil toe ek 'n foto sien wat hulle op Facebook gelaai het van 'n ou oom wat by 'n straatvrou aankom en hy sien sy is skaalvoete en hy trek dadelik sy sandale uit en gee dit vir haar. Sy stap eerder daarmee. Dit is wat ons vir mense moet wees. Jy is Jesus se hande en voete op hierdie aarde. Harmonie kan begin
wanneer jy besluit, jy wil. Niemand kan dit vir jou besluit. Dis nie 'n moet nie, dis 'n wil. Wat ek net vanmôre vir jou vra is, kom ons doen dit saam. Kom ons stap saam. Kom ons vat hande en ons staan op en sê Here, ons wil in harmonie met mekaar leef, maar in harmonie met U leef, sodat ons die lied van die lewe kan sing. Kom ons bid saam. Papa Vader, wat 'n ongelooflike voorreg is dit om vanmôre net bietjie stil te staan om U woord. Here, waar U soveel keer in die Bybel vir ons riglyne gee, vir ons help om te verstaan dat dit is nodig. Dit is nodig vir die kerk, dit is nodig vir die liggaam van Christus, om in eenheid met mekaar te leef. Here, waar dit so moeilik is, want die wêreld, die mense daar buite maak dit so moeilik, ons familie maak dit baie keer so moeilik om in eenheid te leef. Here, mag U ons help om 'n fokus skuif te hê. Here, sodat ons mense meer kan sien as familie en duur gekoop deur U, sodat dit ons dade, ons manier van praat kan beïnvloed. Here, ons wil 'n liggaam van U wees. Ons het elkeen ons eie funksie en Here, ek bid vanmôre, mag U in hierdie week wat kom met ons stil staan oor wat is ons rol, wat is ons eie spesifieke taak. En Here, mag U ons help om dit voluit te doen, sodat die liggaam kan versterk word. Here, mag ons 'n familie raak, wat in harmonie met God leef, maar meer as dit, in harmonie met mekaar ook kan leef. Here, help ons, elke dag, in Jesus se wonderlike naam.